Goeienaand. Kom ons dink aan die skepping vanaand met 'n ander beeld. Die beeld van 'n orkes, waarin 'n verskeidenheid skepsels, elkeen op sy eie wyse en na sy eie aard deelneem aan 'n komposisie wat God geskryf het om aan hom die eer te bring wat hom toekom. Die berge en die verskillende bome, die see en die wolke en die reën, die verskillende diere, die voëlsoorte, die inseksoorte, elkeen afsonderlik en alles saam, speel in harmonie saam in 'n veelklankige en 'n veelkleurige aard van God se simfonieorkes. En ek as mens is die dirigent daarvan. Dis die beeld wat by my opkom wanneer ek Psalm 8 lees. Vir die koorleier met musiek 'n Psalm van Dawid. Here, onse Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word die teenstanders, die vyande en wraakgieriges tot swye gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre waar aan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien? U laat hom heers oor die werke van die hande. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug, die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here, onse Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Dit gaan oor 'n loflied. En daarom omarm die woorde, Here, onse Here, hoe wonderlik is U naam oor die hele aarde. In vers 1 en vers 10, hierdie Psalm. Dit gaan oor die Skepper God, die alleen eienaar, die een wat in volle beheer is, die een wie se vinger en handmerke in die skepping sigbaar is. En dit gaan oor die mens, die skepping van die mens na die beeld van God. Die mens wat aangestel is om oor die handewerk van die Here te heers. So was dit sy bedoeling van die begin af. Genesis 1 vers 27 staan, God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Alles en almal sing onder leiding van die mens en speel onder leiding van die mens in harmonie. En hierdie lied, hierdie stuk handel oor die heerlikheid van God. So was dit. Maar dit is nou nie meer so nie. Na die sondeval is hierdie harmonie in die orkes verbreek. Dis asof elkeen nou sy eie melodie speel. Die rede, die dirigent het die podium verlaat. Nee, nog meer blaatant, die dirigent het sy eie komposisie begin skryf, wat homself in die middelpunt van alles stel. Hy is besig om daarvolgens te dirigeer, terwyl die ganse orkes eintlik die groot komposisie tot eer van die Here wil uitvoer. Geen wonder dat dit klink soos dit klink nie. Geen wonder dat die stemme van voël en dierespesies stil word, weens uitwissing terwille van die mens se eie voordeel en gemak nie. Geen wonder dat die skepping in verwagting sug op bevryding van die verslawing van die verganklikheid nie. Die oplossing lê by die miljoene gelowiges wat in Christus deur die skepping self geroep, afgesonder en toegerus is om soos konings oor die skepping te heers. Hulle, ons, nie ek, net ek, wat aan my eie lewenswyse verandering kan aanbring, moet dit doen, om saam met die ander die groot verskil te maak. Kom klim terug op die podium. Kom leer die komposisiestuk van God se simfonie uit sy woord.
en neem die Godgegewe koningstaak in sy skepping ernstig op. Here, onse Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Goeienaand.